Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n gedagte rondom die apostel Petrus. Nou, Petrus was nou die broer van Andreas, maar 'n radikaal teenoorgestelde persoonlikheid gehad as Andreas. Waar Andreas die een was wat maar bereid was om op die agtergrond te wees en eenkant te wees, was Petrus weer presies die teenoorgestelde. Hy was die leierfiguur. Ons lees nou in Johannes 1 vers 42 en 43. Hy het eers sy eie broer, dis nou Andreas, sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, dit is, as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus na hom en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. So Jesus gee dan op daardie oomblik, gee hy vir hom 'n ander naam, en die naam sou wees Petrus. Nou Jesus is die rots. Jesus is die rots waarop die kerk gebou is. Petrus sou dan die klein rotsie gewees het, wat Jesus sou gebruik om die fondasie te lê van sy kerk hier op aarde. En as ons nou praat van die kerk, dan praat ons nou van die kinders van die Here, die geredde deel. Party praat van Petrus as die wankelende rots. Hy was 'n visserman van Betsaida gewees, hy was een van die disippels wat getroud was, indien nie dalk die enigste een wat getroud was, want Jesus maak op 'n stadium sy skoonma gesond, en dan Bybelse bronne het ook vertel van sy vrou wat hy gehad het. Petrus, soos baie van die ander disippels, was 'n Galileër. Hulle het daar van die gebied van Galilea gekom. Hulle was 'n unieke groep mense gewees. Hulle het ook 'n kenmerkende aksent gehad, wat hulle dan erken het wanneer hulle in Jerusalem sou gekom het. So hulle het onmiddellik geweet, hierdie manne is Galileërs. So ons het nou net gelees waar Petrus dan na Jesus toe kom, en kom ons noem dit die bekering van Petrus. En dan lees ons waar hy in Matteus 4 vers 19 en 20, daar lees ons hoe dat hy en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. So hier los Petrus alles en hy volg vir Jesus. En van daar af sou hy in 'n 3 jaar skool wees van Jesus, die beste leermeester wat enige iemand kon gehad het. Hy sou dan in 'n opleidingstydperk gegaan het. Hy sou die leier wees van hierdie disipelgroep van 12. Hy het dan ook die persoonlikheid gehad om te praat voor hy dink. Nou wat interessant is van hierdie persoonlikheidsgroep is, hulle sê, hulle beleef emosies baie intens. Hulle beleef positiewe emosies baie intens. Hulle beleef dan ook negatiewe emosies baie intens. En dit was die groep waarin Petrus sou geval het. Ons lees dan in die Bybel, in die evangelies en handelinge, dat hy die meeste van al die disippels gepraat het. Dit het ook beteken, hy is die meeste van almal bestraf deur Jesus. Die volgende is, hy is ook die meeste van almal geprys. Hy is die een wat Jesus se godheid die meeste van hulle almal bely het. Hy gaan deur 'n proses. Jesus vat hom deur 'n proses, soos hy elke een van ons deur 'n proses vat van opleiding. Ons is elke een in Jesus se skool van opleiding. Hy is elke dag van ons lewe, is hy besig met ons om ons te vorm, om ons op te lei, om ons uiteindelik te maak wie hy wil hê ons moet wees. Wanneer daar dan 'n lys genoem word van die disippels, Petrus se naam is altyd heel bo-aan. So, hy was die segsman gewees van hierdie groep van die 12 disippels, of dan nou die 12 apostels. Hy het die meeste vrae gevra van hulle almal. Wat beteken dat ons uit sy vrae ook die meeste antwoorde gekry het van al die disippels. En hy self gee ook baie van die antwoorde homself.
Soos daar waar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, tussen die skare deurgegaan het, Jesus se kleed aangeraak het, Jesus draai om en vra, wie het my nou aangeraak? Dus Petrus die een, wat ons lees daar in Lukas hoofstuk 8, waar Petrus sê, Here, maar die mense verdring u, hoe kan u nou vra, wie het u aangeraak? Die volgende geleentheid, daar in Matteus hoofstuk 16, waar Jesus dan die disippels vra, wie sê die mense is ek? En hulle sê, u is Elia of een van die profete. Jesus vra vir hulle, wie sê julle is ek? En Petrus is die een wat sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Met ander woorde, Petrus kry daar 'n fenominale openbaring van die godheid en die persoonlikheid van wie Jesus is. Ons sien, Petrus is ook die een wat doen. Hy baie keer gedoen voordat hy gedink het. Hy is die een in Matteus 14, toe hy vir Jesus op die water sien loop, toe vra Jesus, sê vir my, ek moet na u toe kom. En net daar klim Petrus uit die boot uit, op die water, en hy loop op die water. Hy is ook die een wat toe hulle hom gevange neem, toe hulle Jesus gevange neem, toe trek Petrus sy swaard uit, en hy kap Malchus se oor af. Dit was amper asof hy vir Malchus, soos 'n mens nou 'n pampoen met 'n swaard so middeldeur kap, vir Malchus wou middeldeur kap, Malchus koes, en hy kap sy oor af. En Jesus moes weer tot die redding kom van Petrus. Daar was 'n stadium, daar in Johannes 6, toe Jesus vir die disippels vra, al die mense het nou daai stadium weggegaan, dis nou nadat Jesus vir die skare verduidelik het, dat om sy vlees te eet en sy bloed te drink is lewe wat hulle dan in hulle self het, en hulle gee toe pad. En Jesus vra vir die disippels, wil julle nie ook maar gaan nie? Julle wil mos nie ook gaan nie? En Petrus sê, Here, maar waarheen sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. So Petrus kom onder die indruk daarvan, dat Jesus se woorde, die woorde is van die ewige lewe. En nou, by dit alles, by alles wat hy gedoen het, en alle mooi en wonderlike dinge, is hy ook die een wat baie gefaal het. En is hy bestraf. Daar dieselfde gedeelte, toe hy die enorme openbaring kry, dat Jesus die God is, net 'n paar tree verder. Toe Jesus vir hulle verduidelik, hy moet nou Jerusalem toe gaan, hy moet sterwe. Toe sien Petrus kans om Jesus een kant toe te vat en hom te bestraf en sê, dit sal u nooit oorkom. En Jesus sê vir hom, gaan weg agter my Satan. Anderwoorde, Petrus was nie die Satan nie, maar dit was op daai stadium, maar die duiwel wat dit in sy hart gewerk het. En Jesus sê eintlik vir die Satan, hy moet pad gee agter hom. So, die een oomblik het hy hierdie enorme openbaring van die persoon van Jesus, en dan net die volgende oomblik, dan gebeur dit. Hy is dan ook die een wat Jesus verloon het. En daardie gedeelte ken ons baie goed. 3 keer. Nou moet ons een ding vandag verstaan, en dit is, Petrus het op sy eie liefde gesteun. Want toe Jesus vir hulle sê, julle gaan in hierdie nag almal aan my aanstoot neem, weggaan. Toe sê Petrus, hierdie ander disippels, hulle miskien dalk, maar ek is bereid om saam met u deur die dood te gaan. En Jesus moet vir hom sê, vannag, voor die handkraai, sal jy my 3 keer verloon. So Petrus steun op sy eie liefde. Johannes aan die ander kant, hy het gesteun op Jesus se liefde. Hy noem homself die disipel vir wie Jesus lief is. Johannes is die een wat by die kruis staan. Petrus is die een wat hom verloor. So, is die les dan, ons steun nie op ons eie liefde nie. Ons steun nie op ons eie vermoë nie. Ons steun op God se liefde vir ons, want dis wat onwankelbaar is en dis wat vasstaan. Nou, nadat Petrus vir Jesus verloon het, toe hy plat geslaan. Dus Petrus devastated. En Petrus sê, ek gaan visvang. Gaan terug, dit het nie gewerk nie. Ek is op pad, maar terug. Die ander disipel weer eens, hy is die leierfiguur. Die ander disipel sê, ons gaan saam met jou. En daar by die viswater,
moet Jesus vir Petrus gaan haal en hy praat met hom en hy herstel hom en hy bring hom terug, want Petrus moes vir hom werk. En so is dit met elkeen van ons. Partykeer is ons platgeslaan deur die lewe of deur omstandighede, deur wat ook al. Maar vanaand is ons dankbaar vir een ding en dit is die Heilige Gees is nie met ons klaar nie. Die Heilige Gees was nie met Petrus klaar nie. Die Heilige Gees is nie met ons klaar nie. Ons is nog in die hand van die pottebakker. Ons is op pad. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons is baie dankbaar vir die werk van die Heilige Gees binne in ons lewe en ons is dankbaar vir voorbeelde wat voor ons was, hulle wat voor ons uitgeloop het en ons vertrou dat die Here u kragtig gaan seën, dat hy u kragtig gaan gebruik, dat ons bewus sal wees van die skool van die Here Jesus waarin ons elke dag is, besig met opleiding, besig om gevorm te word tot die eer van sy wonderlike naam. Mag die Here u baie, baie ryklik seën.